Goed, ja, ons is besig met 'n reeks wat ons so noem, God se geestelike huis. Vir 2000 jaar is die Here al besig om 'n huis te bou vir ons. Nie die een wat jou huis gaan wees in die hemel nie, hy is ook met hom besig, maar hy is hier op aarde besig om vir hom 'n geestelike huis te bou. En ons kernteksvers wat ons daar gebruik is wat Jesus sê in Matteus 16 vers 18, wat hy sê op hierdie rots. Dit is daai toe Petrus sê dat Here, U is die Christus, U is die seun van die lewende God. Toe sê hy op hierdie openbaring, Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie kan oorweldig nie. En vir 2000 jaar terug vir 2000 jaar al is Jesus besig om sy gemeente te bou. Nou soos wat ons nou oor en ek wil dit oor en oor herhaal, dat hierdie woordjie van gemeente wat hy hier gebruik, is die woordjie eklesia, wat beteken, sit hom gou vir ons daarso op, dit is die bymekaar kom van mense met 'n gemeenskaplike identiteit en 'n gemeenskaplike doel. En dit is waarmee ons vanoggend hier besig is. Jesus is besig om so 'n geestelike huis te bou. Nou, die kerk is nie hierdie gebou nie. Die kerk is nie hierdie gebou nie. Die kerk is wanneer 2 of meer in sy naam saamkom. Dit is wanneer kerk is. Nou ons het al 'n paar dinge na gekyk en na verwys in hierdie reeks. En verlede week het ek het ons hierdie een teksvers gebruik en ek gesê ek wil vandag graag uitbrei rondom dit. En dit is wat ons vind in 1 Korintiërs 12 vers 1. Wat sê, dat die geestelike gawes, wat die geestelike gawes betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Nou dit is baie interessant, dat Paulus so 'n gedeelte skryf aan 'n gemeente waar die geestelike gawes ontsaglik baie gevloei het. Verstaan jy, met dit so erg gegaan, dat hy het gesê, hoor hierso, julle vloei so in die geestelike gawes met die spreek in tale, dat ek gaan julle as gemeente beperk, dat 2, maksimum 3, mag in tale praat. Daarom moet daar 'n uitleg wees. Nee, so, hulle het ontsaglik gevloei in die gawes, maar wat hy hier sê, is dat mense moet ingelig wees rondom die geestelike gawes. En die geestelike gawes is baie belangrik in 'n gemeente, of wanneer die eklesia bymekaar kom. Want die geestelike gawes is daar vir ons om te gebruik om mekaar op te bou. Die Here is bekommerd, of nie bekommerd nie. Hy gee om vir elkeen van u. En baie keer kom ons so saam as 'n familie, en die Here weet wat is die behoefte in daai persoon se hart. En hy sê vir daai persoon om net dalk na hom toe te gaan en net jou hand op sy skouer te sit en net vir hom te sê, die Here hoor jou. Het jy al so ervaring gehad dat mense net na jou toe kom uit die bloutheid en dit beteken vir jou die wêreld? Het dit al met jou gebeur? En daar is 'n klomp van ons met wie dit nog nie gebeur het nie. Is dit waar? En dit moet verander. Want die Here wil hê dat die geestelike gawes binne in die gemeente so moet vloei, dat onthou, gemeente is nie net wanneer ons Sondag bymekaar kom nie, maar waar ons ook al by die week mekaar dalk in die gange van die shopping mall sien, of iewers net by die werk by mekaar verbyloop, né? Dit is wanneer 'n mens gemeente, dis wanneer jy eklesia is. En dan kan dit wees dat jy moet sensitief wees vir die Heilige Gees, en jy moet nie onkundig wees rondom die gawes nie, dat wanneer jy iets ervaring het oor hierdie persoon, dat jy dit met hom kan deel. En dan weet jy, dat daar gaan 'n tyd wees, wanneer jy deur 'n tawwe tyd gaan, deur 'n moeilike tyd gaan, dat iemand na jou toe gaan, wildvreemds, en sê, weet jy, ek wil net vir jou sê, Here sien waardeur jy gaan. Dink julle nie, dit kan iets awesomes wees nie? En die Here, dis hoekom ek graag vandag bietjie wil tyd spandeer, dat ons kundig kan raak in die gawes. Oor wat is die gawes en hoe werk dit? Dat wanneer die Here iets in jou hart in plaas, dat jy nie wonder nou wat is dit nie, maar dat jy kan weet en dan kan uitwaag. Right. So, van die wat die Bybels hier het, wil jy nie asseblief saam met my blaai en dan ek wil net die inleiding doen eers, want in 1 Korintiërs 12 blaai gou vir my daarna toe. 1 Korintiërs 12. Dit is nie op die skerm nie.
En onthou ook, almal van julle wat dalk nie julle Bybels hier het nie, onthou om volgende week te bring, of jy moet jou smartphone bring, of jou tablet, en dan gaan jy op YouVersion, en daar sal julle al hierdie vind. Al die notas, al die notas wat jy. Ok, ek sit hom hier neer. Sjoe. Ok, hier sien. Sy sê maar net 'n bietjie spasie hê. So alles is op YouVersion. Al ons notas wat ons op die skerm het jy dan by jou en wat jy dan deur die week ook kan gebruik en na toe verwys. 1 Korintiërs 12:7 sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog of wat nuttig is. Nee, aan wie word die openbaring van die Gees gegee? Aan die pastore. Nee, of aan die wat die kursus gedoen het. Nee, aan elke een, almal wat deel is van die liggaam, aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met tye, dat jy, en ek wil hê, dat wanneer die Here met jou 'n openbaring deel, dat jy kan weet wat dit is, en dat jy kan uitwaag en dit vir 'n persoon kan gee. En as jy dit eers ervaar het, daardie satisfaksie wat jy het, dat jy het, die Heilige Gees het met jou gepraat, en jy het van daai persoon 'n woord gegee, en jy kon sien die verskil wat hy maak, wat daai woord maak in daai persoon se lewe. Dit energise jou. Dit maak dat jy is 'n gesant van God. Wil jy nie dit ook ervaar nie? So daarom wil ek hê ons moet ingelig wees rondom dit. Dan wanneer die Heilige Gees dit doen, dat ons daarna kyk. Okay. So ons moet nie onkundig wees nie. En dan in 1 Korintiërs 12:8 het hy 'n lys van, nou daar is baie meer, né, maar ek wil graag by julle met julle stil staan vandag hier. Hy sê in vers 8, hy sê maar in een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. Nee. Nou, hoe werk dit? Wat is 'n woord van wysheid? 'n Woord van wysheid. Wat is, laat ons eers hoor, wat is die verskil tussen wysheid en kennis? Want daar is 'n woord van wysheid en daar's 'n woord van kennis. Nee, ek dink is net ingeligte mense wat dan weet. Die verskil tussen kennis is iets wat jy opdoen, né? Is wat jy bymekaar maak. Hierdie ou vertel jou van dat jy weet hierdie en daardie en daai en jy weet wat hy iewers gelees het en dan bou jy kennis op. Wysheid is die implementering van kennis. Want daar is soveel mense wat soveel kennis het, hulle het soveel doktorsgrade agter hulle, maar hulle maak stupid foute. Het jy dit al agtergekom? Het jy dit al gesien? Nee, maar dit is waar wysheid inkom. Dit is die manier om kennis te vat, dit te verwerk en dan te implementeer dat jy goeie besluite neem. Okay, nou, die Here sê, dat aan sommige word daar 'n woord van wysheid gegee, dat jy het nêrens dit gehoor nie, maar die Heilige Gees gee vir jou hierdie woord van wysheid. Nou, een van daardie woorde, ek wil vir julle 'n voorbeeld wys, van 'n woord van wysheid, en ons vind dit in Matteus 16, vers 16, hy sê, en Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis nie net kennis hierdie nie. Dit is 'n wysheid wat die Heilige Gees en net na dit sê Jesus, hey, daar's niemand wat dit aan jou kon openbaar nie, net die Vader wat dit vir jou kon openbaar. Okay. En so het ons nodig dat daar partykeer is daar besluite wat by 'n maatskappy geneem moet word of in jou besigheid of by julle as gesin en julle moet besluit neem oor hierdie ding wat ons moet doen. En dan is dit nodig dat ons die Heilige Gees moet bid en sê, Here, jy weet wat môre en oormôre gaan gebeur. En ek vra nou vir U wysheid. Help ons en lei ons in hierdie ding. Ek wil ook vir julle sê, dat die gawes van die Heilige Gees is daar vir alledaagse goedjies waarmee ons besig is. Dit is nie net daar, vir hierdie hoogs heilige goed nie. Partykeer is daar net 'n besluit wat jy en jou vrou moet neem. Of net 'n besluit wat jy moet neem rondom jou kind of iets. En jy mag die Here vra vir sulke antwoorde. Hoor, baie mense wonder en vra my baie keer, kan ek die Here bid vir dit? Die Here is betrokke by elke klein faset van jou lewe.
gebruik die Heilige Gees in dit. Hy wil dat die gawes vloei. Nee. So hier is een van die awesome voorbeelde van waar die Here vir Simon 'n woord van wysheid gegee het. Nee. So ek gaan oor 'n paar van hulle so vinnig gaan en dan is party van hulle wat ek bietjie wil staan by. So en dan aan die ander ene word daar 'n woord van kennis gegee. Nou woord van kennis is van dit wat jy weet net inligting wat jy nie gehad het nie, wat niemand vir jou gegee het nie, maar net jy voel net op 'n stadium, wow. Ek weet nie, ek deel dit met jou, maar ek weet nie waar kom ek aan nie. Het dit al met jou gebeur? Woord van kennis wat jy net opgedoen het? Ek dink hierdie is dalk die een waar ons die meeste invloei. Jy ry, julle gaan 'n bietjie shopping doen. Want baie van ons doen shopping. En dit is in die tyd wanneer dit nou baie besig is by die mall en jy voel maar waar is 'n parking? Hierdie plek is vol. Jy weet en ek wil nou nie te ver loop nie. En dan het jy net nee, ek moet hier af. En dan gaan jy daar af en dan hier is 'n parking. Hoe het jy geweet? Hoe het jy geweet? Ek vra jou, hoe het jy geweet? Sien ek weet nie. Dis intuïsie. Die vrouens het baie daarvan. Intuïsie. Kyk, ek kan dit nie normaalweg sê nie, want jy weet, dis nie intuïsie nie. Vrouens het intuïsie. Ek het geweet. Jy weet mos, as jy kry daai ervaring van jou kinders van iets is nie reg nie. Dan stap jy daarin. En dan is dit so. Is intuïsie. Dis die Heilige Gees wat met ons deel. En ons moet leer om te luister na daai stem. Hier is een van die voorbeelde wat ek graag uit die Bybel uit, want jy weet, as ek nou vir my 'n voorbeeld, jy weet, jy kan sê ja, maar hier is een wat uit die Bybel uitkom, en dit is Jesus, wat hier is, en Petrus kom op 'n stadium en sê, hoorie so, daar word aangedring, dat ons moet belasting betaal. Moet ons belasting betaal? Vra hy eers. En hy verduidelik vir hom 'n hele storie, en dit is baie mooi, en dit is 'n hele preek op homself, en toe sê Jesus vir hom, okay, Petrus, wat ek wil hê jy moet doen, okay, julle kan hom dan nou opsit, Matteus 17 vers 27, hy sê, gaan na die see toe, en dan gooi jy 'n hoek uit, en neem die eerste vis wat uitkom, en dan as jy sy mond oopmaak, daar's genoeg geld daarin, dan gaan betaal jy my belasting en sommer jou nou ook. Hoe het Jesus geweet? Dis 'n woord van kennis. Hy het kennis opgedoen. Die Heilige Gees het vir hom gesê, doen dit en dit, daar is dit. En ons kan baie keer, vloei ons in hierdie ding. Maar ek wil hê, dat in elke area, in elke faset van hierdie, al die gawes, dat ons oop en sensitief sal wees vir dit. Okay. En dan aan 'n ander ene word daar weer 'n gawe van geloof gegee. Nou, moet jy weet, almal van ons het geloof gekry. Die dag toe jy tot bekering gekom het, dit was uit geloof uit wat jy gered is. Jy het 'n mate van geloof, en almal van ons het 'n mate van geloof. En soos wat jy uitwaag en dinge doen, en jy sien, wow, die Here het deurgekom en hy het hierdie gebed geantwoord, groei geloof. En as jy nog iets doen in die gees, dan, jy sien, elke keer groei geloof in dit. Maar daar is per sekere tye, wanneer die Heilige Gees kom, en hy gee vir jou 'n gawe van geloof. Dit is iets wat above and beyond is. En daai gawe van geloof, is, ek onthou, Jesse de Plantes hulle, het 'n gemeente daar in, dit is in, waar is hulle? New Orleans. Ja, in New Orleans het hulle gemeente. En daar was een van daai groot orkane en tornado's wat op pad was. En daar was groot devastation reg rondom hulle gewees.
En hy ervaar in sy hart. Die Here sê vir hom, gaan uit en praat met hierdie ding. En hy gaan toe uit en die ouens wat op daai tyd saam was, sê dat iemand wat 'n determinasie kry. Hy kry mos so kyk in sy oë. Het jy al agtergekom? Hy kry net so kyk in sy oë en sê, weet jy wat? Maak nie saak wat jy nou sê, hierdie ou is determined om te doen wat hy op sy kop opgesit het. En hy ervaar dat die Here sê vir hom, gaan en praat met hierdie ding. En hy sê, gaan, en hy praat met hierdie orkaan, hy sê, jy sal nie vandag enigsins enige skade aan enige van hierdie eiendom aanrig nie. En hulle kon sien hoe hy rigting verander. Dit is 'n gawe van geloof, want, ouens, nie almal van ons het daai geloof om net uit te kom en hier kom 'n storm en jy gaan praat met die ding nie. Nee, die Heilige Gees moet eers vir jou dit gee. Dan kry jy so ervaring in jou hart en sê, weet jy wat, dit is nou onwrikbaar. As die Here dit gesê het, gaan dit verseker so wees. En as jy dit nog nie ervaar het nie, gaan jy nie verstaan waarvan ek nou praat. En 'n mooi voorbeeld wat ek in die Bybel kry, is waar Paulus is op pad na Rome, en hulle is besig om skipbreek te lei. En hy het vir hulle voor die tyd gesê, ons moenie vaar nie, want daar's probleme op pad. En jy weet, hulle luister nie van hom nie, want ek meen, hy is mos nou soos 'n slaaf, wat op pad is Rome toe, en hulle vaar uit. En daar's 'n groot storm op die see. En die Here kom en hy openbaar aan hom, weet jy wat, moenie worry nie, daar gaan niks gebeur nie. Hy gee vir hom 'n woord van kennis. En sê, moenie worry nie. En die volgende dag is die mense besig om te sê, wow, ons gaan doodgaan en alles. En in hierdie warboel staan hy op en hy sê, en die Here gee vir hom hy geloof in sy hart. En hy sê, kom ek sê nou vir julle, nie een van julle sal omkom nie. Ons gaan die skip verloor, maar nie een lewe sal verloor word in hierdie ding. Wow, nie enige persoon kan opstaan en so 'n belofte maak nie. Is dit waar? Net as die Heilige Gees dit in jou hart geopenbaar het. Net as die Heilige Gees dit in jou hart openbaar het. En dit is die woord van, of dit is die gawe van geloof, wat met tye oor jou kom. Maar ek wil hê, dat ons moet 'n verwagting vir dit hê. Daar is soveel situasies, waarin ons onsself bevind. En situasies waarin jou maatskappy homself dalk bevind. Nou, dit is dan tyd vir ons as kinders van God om op te staan en dan te sê, Here, ek bid U, ek vra vir U. Here, sal jy nie asseblief hier deurkom nie? Sal U nie asseblief vir ons red in hierdie situasie nie? Kom ons hê 'n verwagting dat die Here jou kan gebruik om in hierdie gawe te vloei. Die gawes is daar, met tye kom dit oor jou, en dan is dit nie meer daar nie. Dan kom dit oor jou, en dan is dit nie meer daar nie. Dit is soos die Gees dit besluit. Okay, so dit is die Gees. En dan, aan 'n ander, genadegawes van gesondmaking. Daar is van ons wat kan vloei in die genadegawes van gesondmaking. Dit is daai van wat jy net, ons doen 'n uitnodiging, en hier is mense wat hier voorkom staan, en jy sit in die bank, jy het nog nooit vir iemand gebid nie, en jy ervaar, Jesus, ek weet nie, ek kan dit nie uit my uitkry nie, maar ek moet vir daai persoon gaan bid. Nou, en jy kom daar en jy vra, hoorie, waarmee kan ek bid? Sê, Jesus, hierdie persoon sê, my knie is baie seer, en jy ervaar, dis hoekom ek hier is. En dan kan jy in geloof gaan, en jy kan bid vir daai persoon, wat daai knie het. En glo, dat in daai oomblik, dat die Heilige Gees jou gestuur het, en daar 'n gesondmaking kan word. Ek wil hê, kom ons kyk, vat so jou hande, en kyk na jou hande. Vat jou hande, en kyk vir jou hande. Kyk vir daai hande van jou. Dis jou hande. Nee, dis jou hande. God wil daai hande gebruik, om miracles te doen. Maak nie saak wie jy is,
waar jy vandaan kom nie. Nou, jy is deel van die liggaam en die Here wil jou gebruik. Daai 2 hande van jou wil die Here gebruik om awesome dinge te doen. Kom ons wees oop vir dit. En 'n voorbeeld daarvan is waar Petrus hulle op pad is om te gaan bid in die tempel. En hulle kom in die poort in en hier is 'n persoon wat lam is. En hy's besig om te bedel. En hy sê, weet jy wat? Goud en silwer op hierdie stadium, want onthou die apostels het baie geld gehad. Hulle het baie geld, maar ek dink nie hulle het baie geld op daai oomblik gehad nie. Jy weet, om vir hierdie ou te gee nie. En hulle sê, weet jy wat, goud en silwer, het ons nou nie by ons nie. Maar weet jy wat ons by ons het? Is die Heilige Gees. En ek ervaar nou in my hart, dat in die naam van die Here Jesus Christus staan op en loop. Op daai oomblik is daar 'n gawe van genesing wat oor Petrus gekom het en gesê, kom dan bid ons vir jou. En die Here wil vir my en vir jou daarin gebruik. Dat jou hande genesings sal bewerk. Nou dit is baie interessant hoor, dat daar sal nooit een persoon wees wat al die gawes het nie. Nee. Want as een persoon al die gawes gehad het, dan het jy nie die liggaam nodig gehad. Is dit waar? En daarom sal die Heilige Gees dit nooit toelaat nie, want ons het mekaar altyd deur nodig. Die gawes is daar dat jy kan kom en dat jy kan kom dien. En dat dit daar is om die liggaam op te bou. En net nou iets wat by my opkom ook, is my vraag by jou is, as jy bedien, hoekom dien jy? Dit is die vraag wat ons almal vir mekaar moet afvra. En dit is 'n vraag wat ek myself baie keer moet afvra. En om te kyk, is ek nog in lyn. As jy kom en jy dien, en dit is daar dat dit gaan oor jou, dat jy gesien moet word, of dat ek my bediening met jy moet uitleef, gee my net 'n geleentheid, asseblief. As dit is dat jy gesien moet word, dan is jou bedoeling verkeerd. Jy moet dit doen, om daar te wees om die liggaam te dien in liefde. Pas op hoekom jy dien. Pas op die gesindheid waarin jy dit doen. As dit nie in liefde is nie, sê ek eerder bly sit en moenie iets doen nie. Want die liefde is dit wat jou sal dring om die liggaam te dien. Okay. En dan is daar, in die ander is daar die werking van kragte. Nou, wat is dit, die werking van kragte? Dit is, as die Here vir jou iets gee om te doen, dat dit is onnatuurlik. Die Here wil jou gebruik, dat iets gebeur, en dit is heeltemal teen die natuurwette in. Maar die Heilige Gees gee dit eers in jou hart. Hy bevestig dit. En dan as jy gegroei het in die Gees, dan kan jy vloei in dit. En 'n voorbeeld daarvan is in Matteus 14 vers 29, wat Jesus op die water loop, en Petrus en die disippels nog is 'n spook, want ek meen, hoe is dit moontlik? En hulle glo hom nie eers toe hy praat nie, en Petrus sê, okay, Here, as dit jy is, sê vir my, ek moet na jou toe kom. En Jesus sê vir hom, okay, kom. Ek wonder partykeer, Kijk, Petrus is ons iemand wat eers gepraat het en dan het hy gedink. En daar's baie van ons wat ook so is, jy weet, jy praat 'n ding en dan dink jy, waar het ek my nou begewe? Ek wonder hoe Petrus gevoel het in daai oomblik. Wat hy sê, Here, as dit jy is, laat ek by kom en ek loop. Jy weet, en dit is amper soos 'n joke. En die Here sê vir hom, okay, nee, kom. Hy sê, okay, dit is alright, vergeet maar daarvan. Hoe sê jy gedink? Maar die Here sê, nee, kom. En Petrus, en Jesus is adamant. Hy sê, nee, kom. Hy sê, okay, laat ek maar nou try. Jy weet, na hy oor inklim en op die water, jy weet, jy toets mos eers. Ja, jy toets eers. En dan hou jy aan die kant vas, maar al jou gewig is op die arms en dan sit jy daai kant.
En dan voel jy net eers, bietjie meer gewig en sê, dalk is ons hierso op 'n rots of iets. Yes, is 'n bietjie vlak hierso. Sê nee, okay, maar ek het gesê kom. Maar ons dink altyd jy het uitgeklim en hy het geloop. Nee ouens, dit was nie so maklik nie. Dit is werking van kragte. Dit is iets wat jy as mens doen, wat die natuurlike wette heeltemal bypas. En die Here wil jou gebruik daarvoor. Wees oop vir dit. Wees ontvanklik vir dit. In die laaste dae gaan ons dinge ingaan en gaan ons dinge beleef wat ons geoefen moet wees in hierdie. En dit, dink julle dat die feit dat Petrus geloop het op die water, hoe dink julle was die reaksie van die ander disippels? Weet nie, dink daaraan. Hoe dink julle was die disippels, die ander disippels se reaksie? Nooit. Dit is onmoontlik. Jy gee vir my daar 'n stok. Jy weet dat ek net eers kyk, is hierdie nie. Jy weet dalk loop hy op die strand hierso. Jesus, dit is baie diep hierso. Hoe is dit moontlik? Dit is nee. Want hierdie ouens het op die water geleef. Hulle was vissermanne. En dink julle hulle geloof was versterk gewees daardeur? Ek dink dit is fantasties. Dink nou net as ons gaan visvang. Hoor, as ons 'n bietjie gaan vis en ons op die skei en jy weet ons gaan in ek sê hoor hierso ekskuus. Ek het nou my aas vergeet en ek klim uit en ek loop. Sê nee, vang jy maar lekker vis. Jy ken hy grappie, né? Ken jy hy grappie nie? Okay, ek gaan dit maar almal pastore maak. Ja. Dit is die twee pastore wat gereeld gaan visvang. Jy weet? En dan gaan vang hulle vis en daar is toe die een nuwe pastoor op die dorp. En hulle sê toe, weet jy wat ons hierdie gewoonte, ons gaan vang vis. Is dit reg by jy? Ja, ek like nie, maar ek gaan saam met julle gaan, jy weet, broederskap bou. En hulle gaan toe uit en op 'n stadium meer hulle vas, gooi die anker uit en dan vang hulle en die een sê, ek het my aas vergeet. En die een ou en hy sê, okay, nee man, hy klim toe uit en hy loop. En dan loop hy op die water tot op die kant, hy kry sy en hy kom en hy klim in. En hierdie nuwe pastoor, kyk, sy geloof is nog nie op hierdie vlak nie, hoor. Jy weet, op 'n later stadium toe sê die ander pastoor, ouens, ek het 'n nood, so ek is nou hier. Hy klim ook uit en daar loop hy ook. En hierdie pastoor sê, Jesus, dit is nou awesome. Maar die druk is nou op hom, toe die ander een ook nou sit. Nou dink hy nou maar, hy moet ook daarom nou wys dat hy het ook geloof, jy weet. En hy sê toe, nee, hoor hierso, ek moet net gou, ek raak nou honger, ek moet net gou my toebroodjies in die kar gaan haal. En hy klim toe uit en hy val en daar sink hy. Hier en hy sparter, hier die twee pastore help hom op die skei en hy sit hom daar neer. Hy sê, broer, die muurtjie loop hier. Nie daar nie. Jy weet, so. Maar dit het nie so gebeur nie. Alright. So, dit is die gawe van kragte. Dit is dieselfde wat gebeur het. Toe die Here vir Josua sê, spreek teen die son en die maan en die sterre, dat hulle sal stil staan. Daar het op 'n oomblik, het hy 'n ervaring in sy hart gehad. Die Heilige Gees het oor hom gekom, en hy kon praat met die son, maan en sterre, en hulle het gaan stil staan. Die Here vir jou en my ook in dit gebruik. Is jy oop vir dit? Is jy oop vir dit? Ons dink dit is impossible. Nee, ons moet begin bevloei in die gawes van die Gees. Dat dit deel van ons word, deel van ons daaglikse lewe. Hoekom is dit dat ons nie meer miracles in die kerk sien nie, of waar ons ook al beweeg nie? Ek meen, ons het soveel miracles onder ons, en ons gaan vir jou, ek dink volgende week 'n geleentheid gee, om te kom getuig van wat die Here gedoen het. Mense, daar's miracles wat onder ons gebeur. Daar is onmoontlik dat dit so kan wees. Nico, ek met julle besigheid, daar is soveel miracles onder ons. Kom ons begin vloei, en ons wees kundig
in die gawes, want die Heilige Gees wil ons gebruik. En wanneer ons die getuienisse hoor, versterk dit die gemeente se geloof. En so word die gawes gebruik om almal se geloof op te rig. En aan 'n ander word daar die gawe van profesie gegee. Ek wil 'n bietjie stil staan by die profesie. Kom ek gee vir julle eers 'n voorbeeld. Profesie is wanneer daar 'n woord aan jou gegee word van dinge wat nog nie gebeur het nie. So dit is 'n gawe wat vloei dat die Heilige Gees openbaar iets van die gemeente of 'n situasie of iets wat in die toekoms gaan gebeur. En daai gawe van profesie is daar om die gemeente te reg te posisioneer dat wanneer die toekoms gebeur, dat die Heilige Gees het ons klaar gewaarsku dat dit nie so sal gebeur nie. Amen. En 'n voorbeeld daarvan vind ons in Handelinge 21 vers 11 waar Paulus hulle is by 'n gemeente en een van die broers staan op en hy sê, Paulus, gee vir my jou gordel wat jy om jou het. En hy vat hy gordel en daai ou bind homself met sy hande en sy voete met daai gordel van Paulus. En hy sê, so sal dit gebeur met die eienaar van hierdie gordel as jy na Jerusalem toe gaan. En het Paulus het geweet. Hy het geweet wat gaan kom. Ek dink dit was 3 keer wat hy dieselfde profesie gekry het. Nou eerste ding van die gawe van profesie. 'n Profesie, en ek wil julle moet mooi hoor en mooi luister. Die gawe van profesie is daar vir 'n bevestiging wat die Here klaar vir jou gesê het. Moenie agter profete aan hardloop nie. Ek sê nou vir julle, ek vra julle, ek is julle herder en ek wil hê, ek het vir julle net die beste wil ek vir julle hê. Ek wil hê dat julle moet groei in die gees en ek wil hê julle moet volwasse word, maar moet asseblief nie agter profete aangaan nie. Laat die gawe van profesie in die liggaam gebeur. Dat die Here met jou praat. Moenie dat mense namens jou by God gaan hoor nie. Dit is 'n Ou Testamentiese manier. Dit is 'n Ou Testamentiese gebruik. Vandag is daar dat die Heilige Gees is uitgestort op ons sodat jy direk by God kan hoor. En wanneer daar 'n profetiese gawe vloei in die gemeente, is daar dat daar 'n profesie. Moenie worry oor haar nie. Ons is familie. Sy moet net ontspanne wees in die kerk. Daar sê, hardop om en om. Boeta, jy gaan fiks word, hoor? Om en om. Ja, kinders moet vry wees in die gemeente. Moenie dat hulle 'n distraction wees. Goed. Jy kan self by God hoor. Here, ek weet nie wat om te doen nie. Here, waarheen moet ek gaan? Wat wil U hê moet ek doen in hierdie situasie? En as jy twyfel, vra een van jou boeties of sissies om saam met jou te bid. En dan wanneer jy 'n profetiese woord kry van 'n boetie en 'n sissie, mag dit net as bevestiging wees van wat die Here klaar vir jou met jou gepraat het. Moet asseblief nie agter profete aan hart. Asseblief nie. Profetiese bediening is powerful. Maar dit kan misbruik word. En daarom sê Paulus, ek wil nie hê julle moet onkundig wees rondom die gawes nie. Asseblief, moenie agter profete aan hardloop nie. Want naderhand is jy so afhanklik. Weet jy wat? Profete hoor by God. En jy kan jou gawe misbruik dat dit naderhand is net dat jy gesien word. Right. Maar die gawe van profesie is daar dat dit moet dien dat dit 'n opbou sal wees van die gemeente. Tel net op, Boeta. Die gawe van profesie. Moet versigtig gebruik word. Want naderhand raak jy so afhanklik dat
Ek is in 'n tight situasie. Ek weet nie watter kant toe nie. So ek hardloop profeet toe. Ek weet nie wat ek hier moet doen nie, ek hardloop profeet toe. En naderhand, maak nie saak wat die profeet vir jou sê nie, jy hoor net wat hy sê. En jy raak so afhanklik van hom, dat jy verloor God in die hele ding. As jy in 'n tight situasie is, of jy het nodig om 'n woord te kry, nee, gaan na God toe. Hoor by homself. Moenie dat iemand anders by God by jou vir jou hoor nie. Want dit is hoe sektes ontstaan. Dat mense raak so afhanklik van mense, dat naderhand kan hy sê vir jou net wat hy wil. Want onthou, hulle hoor ook, né? En hulle hoor, en hulle praat met jou, en hulle sê vir jou goeders wat net die Here weet. En net jy weet. En dan vang hulle jou so. Die gawe is daar om te dien en te bevestig. Dis hoe die profetiese gawe werk. Nee. En dan die ander is daar vir die onderskeiding van geeste. En baie keer is die vrouens is baie sensitief vir hierdie goeders. Dis daai intuïsie. Onderskeiding van geeste is, dit het baie te doen met mense se bedoelinge. Wat sit agter? Broer, jy kom en jy gee die kerk R1 miljoen. Wat is jou bedoeling? Of jy kom en jy doen 'n paar goeders in die kerk en wow, jy weet wat is jou bedoeling? As jou bedoeling verkeerd is, nee, dan is die gees agter dit verkeerd. Maak nie saak hoe mooi die daad dalk is nie. Het jy al gehoor dat jou vrou sê, weet jy hierdie persoon, jy moet mooi kyk vir hom, hoor. Pas op vir hom. Weet jou vrou dit al vir jou gesê? Luister na dit. Die vrouens is baie keer meer oop vir die gawes as wat ons as mans is. Die Here het hulle so gemaak. En daarom, die onderskeiding van geeste. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld in die Bybel. Hierso is 'n persoon wat agter Paulus hulle aanloop. Nou Paulus hulle is besig om die evangelie te verkondig. Hulle is besig om vir die Here groot werk te doen, genesings vind plaas en alles. En hier is 'n persoon wat agter hulle aanloop die heeltyd en sê, luister na hierdie manne. Hulle is die wat sê hulle daarso? Hulle is dienaars van God die Allerhoogste en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Luister na hulle. Kyk as 'n mense uitreik doen, weet jy, is Pieter nog hierso? As 'n mense uitreik doen, en dan daar is mense wat jou nie ken nie, en daar is iemand van daai eie dorp wat sê, luister na hierdie manne, luister want hulle is dienaars van die Allerhoogste God. Jy weet daai persoon bevestig jou bediening. Alright, maar op 'n stadium kom Paulus en hy sê, genoeg is genoeg. Ek sê vir jou in die naam van Jesus, gaan uit. En hy ervaar hierdie is 'n bose gees wat dit sê. 'n bose gees wat die waarheid praat. 'n bose gees wat vir hulle encourage en vir hulle eintlik 'n goeie woord doen. En hy sien die gees agter dit is nie reg nie. Dis ons onderskeiding van geeste. Ons het nie nodig dat die vyand vir ons verkondig nie. So onderskeiding van geeste is baie nodig. Want ons op 'n tydjie kom en jy sal ook praat, jy weet waar ons as boeties en sissies bymekaar kom en jy praat, jy weet van hierdie awesome deal wat besig is of gebeur of jy weet hierdie ding wat hierdie persoon bid vir ons en dit is awesome en dit is great en daar's hierdie deurbrake, maar jy ervaar in jou hart iets is nie reg nie. Iets is hier nie lekker nie. Nou. Moenie net stil bly nie. Praat dit. Die Here het dalk vir jou die onderskeiding van geeste gegee in daai oomblik. En dan is daar die laaste een waarby ek wil uitkom en ons is hier aan die einde, is dat 'n party mense het die gawe van allerlei tale en die uitleg van tale gekry. Alright, dit is al die gawes is daar vir die opbou en die versterking van die gemeente en van die liggaam. Nou, party kry 'n gawe van allerlei tale en uitleg van tale. En dit is wanneer die liggaam bymekaar kom. En dan vind ons dit in veral in Korintiërs 14 wat hy baie oor hierdie uitbrei en uitpraat. Nou, hy sê dat
dat die gemeente sal so by mekaar kom. En dan sal iemand 'n gawe van 'n taal kry en hy sal begin praat in 'n taal. Nou as jy al 'n bietjie vertroud is met dit, almal in die gemeente as daai taal begin uitgaan, dan raak die musiek stiller want almal ervaar die ervaring van hier is God wat nou praat. Dan raak dit stil en jy hoor en jy luister na die woord, maar niemand verstaan dit. Right? Maar die gawes is daar om die gemeente op te lig. En as niemand die taal verstaan nie, wie word opgelig? Niemand nie, want ons verstaan dit nie. Dan moet daar 'n uitleg wees. Want Paulus skryf dan in 1 Korintiërs 14. Hy sê dat, weet jy wat dit is goed om tale te praat. Nee, maar dit is beter om te profeteer. Is beter om die uitleg van dit te doen, want dan word die hele gemeente gestig. As jy in 'n taal praat, dan verstaan niemand nie. En as die Here by die gemeente wil praat, dan is dit nodig dat daar 'n uitleg daarvoor moet wees. Verstaan ons dit? En daar is baie keer, jy mag dalk 'n ervaring hê terwyl ons saam aanbid en hier kom hierdie snaakse dinge in jou en jy wonder wat dit is en omdat jy nie ingelig is nie, bly eerder stil. Maar dit is, jy moet uitwaag in die gees oor dit. Vandag se goeie dat ons vandag weer praat, is baie gees. En ek wil hê jy moet dit met jou gees vat. Okay. Maar ek wil hê jy moet ook weet dat jy moet onderskei tussen, daar is twee verskillende spreuke in tale. Daar's twee verskillende spreuke in tale. Die een is waar God met die gemeente wil praat. Daar moet 'n opbouing wees. Maar daar is 'n ander taal. En hierdie taal van wanneer God met die gemeente wil praat, dis die gawe van die Gees. Dit is wanneer die Heilige Gees die gemeente wil stig. Dis die een. Die ander taal is wanneer jy gedoop word in die Heilige Gees. Dan kry elkeen van ons 'n taal. En dan is dit wanneer jy tot God praat. En daar is nie nodig vir 'n uitleg vir dit. So die een taal is 'n gawe wat God met die gemeente wil praat. Die ander taal wat jy kry, die dag as jy gedoop word met die Heilige Gees, is wanneer jy met God praat. Verborgenhede. Dit het niks met niemand te doen nie. Dis tussen jou en God. Dis die twee. En daarom, wanneer ons in die gemeente saam is, en ons bid en ons worship, en ons loof die Here, en jy staan en jy praat in jou taal met God, daar hoef nie uitleg daarvoor te wees nie, want jy is besig met God. Maar ons almal het 'n ervaring, wanneer daar 'n taal kom, wat 'n gawe is, wanneer God met die gemeente wil praat, almal het daai ervaring van, God is hier besig. En dan sal ons wag, en dan sê, dan moet jy bid, dat daar 'n uitleg moet kom. Dan moet daar 'n uitleg kom. Kom ons wees kundig aan die gawes van die Heilige Gees. En ons moet soek vir dit. Ons moet nie dink dit is iets misties nie. Dit is iets awesomes vir die gemeente. Okay. So, my hele doelwit met vanoggend is net dat ons moet ingelig wees. Dat ons kundig moet raak rondom die gawes en dat dit kan begin vloei. Nie net wanneer ons by mekaar kom nie, maar waar jy ook al daar buitekant is, wanneer God vir jou 'n woord gee of vir jou hierdie geloof gee, beoefen dit. Oefen uit om uit te waag. En as jy verkeerd is, dit is hoe ons leer fietsry. Dis hoe jy leer fietsry. Ek het al baie keer vir mense gesê, weet jy wat, ek weet nie of dit reg is en of dit waar is nie. Maar ek wil vir jou vra. Ek het ervaring van dit en ek wil hê jy moet dit beoordeel. En dan sê jy wat op jou hart is. En as die ou sê, weet jy, nee, dis nie vir my nie, dan sê ek, ekskuus. Weet jy wat, ek het net so ervaring gehad, maar goeiedag. Maar dan het jy gedoen en daar gaan 'n dag kom wanneer jy iets vir iemand sê of iets vir iemand bid, en dit is so in lyn en jy leer God se stem ken. En jy waag uit en you just do it. En dit versterk die gees. Dit versterk die liggaam. Ons het nodig om kundig te raak in die gawes. Amen. Kom ons sit so dan bid ons saam. Vader,
Ons dank U dat U vir ons hierdie awesome gawes gegee het. Help ons, Here, dat ons sal vloei in dit. Help ons dat ons sal groei in dit. Dat ons dit sal beoefen. Here, waar ons ook al beweeg, of ons by die huis in of by die werk is en of wanneer ons op vakansie is of ons gaan shopping doen. Here, maak nie saak waar ons op die sportveld is, maak nie saak nie. Here, help ons. Here, dat ons medewerkers saam met U kan wees. En Here, dat die gawe sal vloei. Ons bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen.